Ons begin hoofstuk 3 met die woorde van Sir William Rees-Mogg. Hy was 'n Britse joernalis. Hy het gesê, die migrasie van mense is die migrasie van kulture, van godsdienste en van mag. Dit omvorm alles wat in die pad daarvan kom. In die jaar 572 na Christus het een van die hartseerste gebeure in die Christelike geskiedenis van Noord-Afrika plaasgevind. Dit was tydens 'n oorlog tussen die twee supermoondhede van die antieke tyd, Persië en die Byzantynse Ryk, ook bekend as die Oos-Romeinse Ryk. Na 'n groot Persiese oorwinning is sowat 300.000 Christene as slawe weggevoer. Onder hulle was nagenoeg 2000 meisies wat uitgesoek was vir die Persiese koning Khosrow se harem. By die Tigrisrivier het die meisies toestemming gekry om in die rivier te bad. Die offisiere het beveel dat die soldate wat hulle bewaak het, moes wegstaan, sodat hulle nie die koning se nuwe besittings sonder klere kon sien nie. Dis toe dat 'n smartlike tragedie afgespeel het. Die hele groep meisies het hulle self in die rivier verdrink, eerder as om van hulle geloof afstand te doen en die koning se haremslawe te word. Hoewel die oorlog uiteindelik deur die Byzantynse Ryk van Konstantinopel gewen is, het dit hierdie twee aardsvyande so verswak dat hulle bykans weerloos was vir enige nuwe vyand. Hierna vind 'n historiese keerpunt in die geskiedenis van die mensdom plaas. In 633 na Christus bars Islam uit Arabië en begin met 'n bloedige veroweringsveldtog. Hulle verower binne slegs 3 jaar die destydse Christelike Sirië na oorwinning oor die Byzantyne by Damaskus. Kort daarna val Jerusalem. Binne 10 jaar volg die ortodokse Christelike Egipte. Persië val binne 20 jaar. En uiteindelik na 30 jaar volg Afghanistan. Teen 711 na Christus was die hele Christelike Noord-Afrika onder die beheer van Islam, terwyl die moslems Europa binneval en die grootste deel van Rooms-Katolieke Spanje beset. Noord-Afrika word daarmee die eerste Christelike beskawing wat deur middel van massamigrasie en oorlog deur Islam oorgeneem word. Op 29 Mei 1453 word die tweede Christelike beskawing deur Islam tot 'n val gebring. Die Turkse sultan Mehmed II stuur 'n reuse aanval van stapel. Konstantinopel word oorrompel. Keiser Konstantyn word gedood. En hiermee word 'n einde aan die Byzantynse Ryk gemaak. Die Oos-Romeinse Ryk het bykans 1000 jaar langer as sy westelike eweknie bestaan. Die Germaanse generaal Flavius Odoaker het in 476 na Christus 'n einde aan die Wes-Romeinse Ryk gebring toe hy keiser Romulus uit sy ampt ontslaan het. Selfs die Romeinse Ryk kon dus nie standhou teen die massamigrasie van ons Germaanse voorouers na daardie gebied nie. Die datums van die val van hierdie ryke is eintlik misleidend, omdat hulle finale einde in werklikheid net die voltrekking van die demografiese kolonisasie was, wat reeds plaasgevind het. Die migrasie van massas mense is te gelyk die migrasie van kulture, gelowe en mag. Die geskiedenis van die opkoms en val van ryke is tot 'n groot mate ook die geskiedenis van groot bevolkingsverskuiwings. Dit is opmerklik dat ryke, koninkryke en lande in die loop van die geskiedenis gekom en gegaan het, maar dat stede steeds bly staan het. Athene, Rome en Jerusalem was baie meer blywend as die verskillende ryke waarvan hulle deel was. Kolonisasie. Die era van westerse kolonisasie het om en by die jaar 1500 begin. Na die Europese ontdekking van die seeroete om Afrika in 1488 en Amerika in 1492. Hiermee het die internasionale seemag van die Middellandse See na die Atlantiese Oseaan verskuif en het seegebaseerde lande soos Portugal, Spanje, Nederland, Brittanje en Frankryk groot moondhede geword. Hierdie lande het deur ontdekkingsreise, vestiging en militêre onderwerping wêreldwyd kolonies gestig. Sodoende het die westerse kultuur en die gepaardgaande instellings oor die wêreld heen uitgebrei. Die politieke, ekonomiese, tegnologiese, militêre,
Maatskaplike en kulturele gevolge van die protestantse hervorming het na die eeuwending in 1500 aan protestantse moondhede 'n toenemende voorsprong besorg. Die internasionale magsewewig het gaandeweg verskuif. Vanaf die Rooms-Katolieke state van Portugal, Spanje en Italië na die protestantse Nederland, Brittanje en Duitsland. Die toenemende mag in die protestantse Nederland was onder meer duidelik in die sukses van die Verenigde Oos-Indiese Kompanie, die VOC. In hedendaagse geldwaarde was die VOC op sy hoogtepunt die rykste maatskappy in wêreldgeskiedenis, met 'n totale waarde van nagenoeg $7,9 triljoen. Dit is ongeveer gelykstaande aan Duitsland en Japan se gesamentlike huidige bruto binnelandse produk, die BBP. Die VOC was ook die eerste maatskappy wat aandele aan beleggers verkoop het op die wêreld se eerste aandelebeurs in Amsterdam. Hierdie staatsondersteunde multinasjonale reus was tekenend van Nederland se goue eeu en was 'n groot moondheid in eie reg, toe die maatskappy se direksie die jare 17 besluit het om die verversingspos aan die Kaap te stig. Van Riebeeck verander geskiedenis. Jan van Riebeeck se koms na die Kaap met net 90 mense, 82 mans en 8 vroue, en daarmee ook die vestiging van 'n westerse gemeenskap in die gebied, het die verloop van die geskiedenis aan die suidpunt van Afrika vir altyd verander. Byna 2 eeue later het die voortrekkers met sowat 17.000 mense noordwaarts getrek en gaandeweg groot dele van die binneland van Suid-Afrika begin verwesters. Die groot trek se ontberings is beloon met die stigting van die 2 boererepublieke, naamlik die Suid-Afrikaanse Republiek, die ZAR, en die Oranje Vrystaat, die OVS. Met hulle oorwinning in die Anglo-Boereoorlog het Brittanje die koloniale onderwerping van al die koninkryke en volke in Suider-Afrika aan die Britse kroon voltooi. Teen 1910 is die 4 Britse kolonies, Transvaal, Oranje Rivierkolonie, Kaapkolonie en Natal, onder dwang verenig in die Unie van Suid-Afrika. Afrikaners se republikeinse ideale het egter voortgeleef, en die stryd teen Britse imperialisme is eers na baie jare gewen, met die totstandkoming van 'n republiek in 1961. Die vinnige ekonomiese groei wat veral sedert die 60er jare in Suid-Afrika aangeteken is, het binne enkele dekades tot die vinnige verstedeliking van miljoene swart mense gelei. Die teenstelling tussen die politieke beleid van afsonderlikheid en die trekkrag van ekonomiese gesamentlikheid is uiteindelik beslissend in die guns van laasgenoemde beslis. Die grootskaalse gebruik en in sommige gevalle misbruik van swart arbeid het onkeerbare politieke en maatskaplike gevolge gehad. Dit het die ekonomiese en maatskaplike omwenteling in die demografie teweeggebring, wat uiteindelik ook in 1994 polities voltrek is. Tydelike werkers word uiteindelik permanente inwoners. Wie arbeiders wil hê, kry mense met regte, kulture en politieke behoeftes. Die veranderinge in Suid-Afrika is onder meer deur die demografiese omwenteling veroorsaak. Daarbenewens het die magsverskuiwing tot die ontvriesing van historiese vestigingspatrone gelei. Die vinnig groeiende informele nedersettings rondom voormalige wit dorpe is 'n toonbeeld hiervan. Gevolglik het die dorpe na 1994 'n soort omgekeerde oorname deur townships ondergaan. Dit is deur townships oorgeneem, regeer en geafrikaniseer. Die verwikkelinge het tot groot omwentelings in hierdie dorpe gelei. Dit is opgevolg deur die migrasie van Afrikaners wat na meer westerse streekdorpe en stede begin trek het. Soos dit al dikwels in die verlede gebeur het, lei een bevolkingsbeweging tot 'n ander bevolkingsbeweging. Die geskiedenis het bewys dat bevolkingsbewegings nie net 'n immigrasie van enkelinge is wat aanpas en inpas by die bestaande inwoners nie. Dit is ook 'n migrasie van kulture, godsdienste en waardestelsels wat na mate die immigrante meer word, hulle eie stempel op hulle nuwe blyplekke afdruk. Migrasie van massas mense is ook 'n migrasie van die nuwe massas se mag.
en die land neem uiteindelik die bevolking se vorm aan. Die immigrante los mos nie hulle kulture en uitdagings in hulle gebiede van herkoms agter nie. Dit kom saam met hulle arbeid. Hulle getalle besorg mettertyd aan hulle politieke mag, wat hulle gebruik om ekonomiese voordele te bekom, soos werksgeleenthede vir hulle rasgenote, bemagtigingsaandele in besighede, belastinggeld en welsynvoordele. Die verandering in die bevolkingssamestelling kan ook tot 'n verswakking in die nasionale eenheid of selfs tot kulturele konflik of 'n botsing tussen beskawings lei. 5 bevolkingswette. Bevolkingswerklikhede is so grondliggend dat dit 'n wesenlike invloed op die ekonomie, politiek, landsbestuur, omgewing en selfs die gesin kan uitoefen. Die volgende 5 bevolkingswette of wetmatighede bied 'n raamwerk waarmee sin gemaak kan word uit die Suid-Afrikaanse bevolkingswerklikhede en die Afrikaners se toekoms. 1. Ten eerste is die demografie die geskiedenis in beweging. Wêreldgeskiedenis is grootliks die geskiedenis van bevolkingsbewegings en ontwikkelings. Die opkoms en verval van beskawings, ryke en kulture loop nou saam met groot demografiese gebeure, soos toenames of afnames in bevolkings of groot bevolkingsbewegings. Die rede is basies dat mense geskiedenis maak. Daarom vorm bevolkingswerklikhede en gebeure die terrein waarop die geskiedenis afspeel. Bevolkingsgebeure is die makrogeskiedenis wat die reëls bepaal waarbinne die mikrogeskiedenis van mensgemaakte gebeure afspeel. Daarom is bevolkingswerklikhede die rivier waarin die geskiedenis vloei. Dit is nie moontlik om stroomop te swem nie. Die enigste uitweg is om jou bootjie op en om die stormwaters na 'n veilige hawe te stuur. Dit is hoekom demografiese inligting die basiese data en beginpunt van toekomsbeplanning is. Punt 2. Demografie bepaal die demokrasie. Suid-Afrika is 'n demografiese demokrasie, waar stemgedrag meer deur identiteit as ideologie bepaal word. Dit is in die 2019 verkiesing vir die 6de keer sedert 1994 weer bewys. Kiesersgedrag is nie soos kopersgedrag waar mense maklik na 'n ander winkel sal skuif wat 'n beter diens lewer nie. Vir 'n oppositieparty om die meerderheidssteun te verwerf, moet hy soos die meerderheid word. En moet hy die belange van minderhede verwaarloos om nie meerderhede te vervreem nie. Terwyl demokrasie nie 'n waarborg is vir die vryheid van meerderhede nie, kan dit selfs 'n bedreiging vir die vryheid en voortbestaan van minderhede wees. Minderheidsgroepe wat permanent demokratiese uitsluiting van politieke mag ervaar, soos die Kanadese filosoof Charles Taylor dit stel, moet veg vir dit wat meerderhede as vanselfsprekend aanvaar, soos besluite wat hulle bestaan en voortbestaan raak. Die Amerikaanse staatsman Henry Kissinger het hierdie uitdaging treffend verwoord, toe hy gesê het dat daar groot struikelblokke vir liberale demokrasie in multi-etniese lande is. Hy het gesê, in die Weste het demokrasie ontwikkel uit homogene samelewings. Daar was nie institusionele versperrings vir 'n minderheid om 'n meerderheid te word nie. In die Weste is verkiesingsnederlae beskou as 'n tydelike terugslag wat weer omgekeer kan word. Maar in gemeenskappe met etniese en politieke verdelings beteken minderheidsstatus dikwels permanente diskriminasie en die konstante risiko van politieke uitwissing. Die Suid-Afrikaanse politieke wetenskaplike David Welsh het gesê dat hy van geen geval in die wêreld weet waar die etniese of rasfaktor oorskadu is, deur stemkeuses gebaseer op ideologiese beleid of waardes nie. Op sy beurt bied Donald Horowitz, 'n Amerikaanse kenner van konflikbestuur in multi-etniese state, wyse raad aan die tipe gemeenskappe. Kom ons hoor wat sê hy. Dit blyk asof 'n spesiale stel instellings vir hierdie gemeenskappe benodig word, om te verseker dat minderhede wat moontlik deur meerderheidsstelsels uitgesluit word, ingesluit word by die besluitnemingsproses.
en dat skikkings en tegemoetkoming tussen etniese groepe bevorder eerder as verhinder word. Maar die demografie bepaal die demokrasie, sodat verkiesings grootliks 'n rassesensus is. Omdat die bevolkingsmeerderheid in 'n multi-etniese staat terselfdertyd die politieke meerderheid vorm, geld die wil van die meerderheid. Die wil geld wêreldwyd gereeld ten koste van uitgestemde minderhede se grondliggende belange. Minderhede het wel stemreg, maar nie stemkrag nie. Daarom weeg die individuele regte van die meerderheid in die praktyk swaarder as die individuele regte van die minderhede. In die praktyk ondervind Suid-Afrika net soveel 'n botsing van kulture as 'n mededinging tussen ideologieë. Die uitdaging is dat linkses en liberales kultuur as 'n bedreiging vir nasionale eenheid sien, eerder as boublokke daarvan. Waar linkses net klasseverdelings aanvaar, glo liberales dat 'n samelewing net uit vryswewende enkelinge mag bestaan. Daarom wil nie een van hierdie twee groepe kultuur erken nie. Ten spyte van die magdom bewyse dat die erkenning en akkommodering van kultuurgemeenskappe tot vrede lei. Daarteenoor veroorsaak pogings om kultuurgemeenskappe te vernietig veel meer konflik. Die demografie bepaal die ekonomie. Dit is punt nommer 3. Die African National Congress, die ANC, glo dat die besit van alle hulpbronne in die land in verhouding tot die bevolkingsaandeel van verskillende rassegroepe moet wees. Die probleem is dat hulle plan hiervoor nie is om die koek te laat groei nie, maar om dit te herverdeel. 'n Mooi woord vir afvat met staatsmag. Die party se siening van gelykheid is nie die bekende liberale beginsel van gelyke geleenthede nie, maar eerder gelyke uitkomste. Wanneer daar nie gelyke uitkomste is nie, is dit volgens die ANC 'n aanduiding van onreg. 'n Tipiese linkse siening wat sy oorsprong in Karl Marx se filosofie het. Marx en Friedrich Engels het in hulle die Kommuniste Manifest van 1848 die grondslag van sosialistiese bewegings se strategie gelê. Daarvolgens moet die werkersklas eers die politieke mag bekom en dit daarna gebruik om die ekonomiese mag te verkry. Marx het gesê dat die werkersklas vir stemreg moet veg, want stemreg sal vir hulle politieke mag beteken, aangesien die klas getalsgewys in die meerderheid is. 'n Land se arbeidsbedeling en die samestelling van sy werksmag het beslis politieke gevolge. Die ANC het, soos die meeste ander revolusionêre bewegings, 'n twee-fase model van revolusie ontwikkel. Volgens die model word politieke mag deur 'n sogenaamde demokratiese revolusie bekom, waarna die ekonomiese mag in die tweede fase, naamlik sosialistiese revolusie, verkry word. Daarom is een van die partye se belangrikste alliansievennote die Suid-Afrikaanse Kommuniste Party, die SAKP, se standpunt, wat ook deur die ANC-leierskap onderskryf word, nog altyd dat die kortste pad na sosialisme deur demokrasie loop. Na die val van kommunisme het die ANC se buitelandse militêre hulp opgedroog. Was daar geen kans meer op 'n suksesvolle gewelddadige revolusie nie, en moes die party sy strategie aanpas. Die party het intussen onder die leierskap van Thabo Mbeki sy ekonomiese beleid verskuif vanaf revolusionêre sosialisme na 'n meer demokratiese sosialisme. Omdat die party nie meer sy politieke en herverdelende ekonomiese doelwitte met wapens kon nastreef nie, was hulle oplossing om dit met wette reg te kry. Daarom het die ANC tydens die grondwetlike onderhandelinge sy sosialistiese doelwitte in menseregterme geklee en het Suid-Afrika waarskynlik die eerste land in die wêreld geword wat sosiaal-ekonomiese regte grondwetlik gewaarborg het. Die grondliggende vertrekpunt van die ANC se siening oor ekonomiese herverdeling is die party se vertolking van die verlede en die oorsake en oplossing vir armoede en ongelykheid. Die party se ideoloë het die verlede vereenvoudig tot 'n verhaal van onderdrukkers en onderdruktes.
Die voormalige verdruktes het die politieke mag verkry deur middel van 'n demokratiese bestel wat politieke gelykheid meegebring het. Omdat politieke gelykheid betekenisloos is sonder ekonomiese gelykheid, moet hierdie politieke mag nou gebruik word om die ekonomiese mag te bekom. Die maatstaf en gevolglik die teiken vir die bereiking van ekonomiese gelykheid is die verdeling van welvaart volgens die onderskeie rassegroepe se bevolkingsaandeel. Dit is waar die ideologie van verteenwoordigendheid vandaan kom. Die spanningslyne in die toekoms gaan bepaal word deur die ongelyke verspreiding van politieke mag en ekonomiese welvaart in die land. Die verband tussen ras, politiek en welvaart word in Suid-Afrika in die breë deur twee verskynsels gekenmerk. Eerstens is daar 'n swart meerderheid met oorweldigende politieke mag, maar waarvan sowat die helfte as arm bestempel kan word. Tweedens is daar 'n wit minderheid met beperkte politieke mag, maar waarvan 'n groot deel redelik welvarend is. Veral as dit gemeet word aan die gemiddelde welvaartsvlak in die land. Benewens die ideologiese oortuiging van die ANC is daar ook sterk politieke druk dat die party sy onbetwiste politieke mag moet gebruik om sy ondersteuners se ekonomiese toestand te verbeter deur die herverdeling van welvaart. Daar is verskeie metodes waar volgens politieke mag in 'n ekonomiese voordeel vir ANC-ondersteuners omskep kan word. Die eerste strategie is 'n herverdelende belastingstelsel. Daardeur word die hoër inkomste groepe baie swaarder belas as wat die staat se dienste aan hulle kos, sodat die geld vir die armes aangewend kan word. Die, kan 'n mens maar sê, tweelingbroer hiervan is 'n welsynstelsel waarmee basiese dienste soos behuising, water en elektrisiteit, gesondheidsorg, onderwys, vervoer, infrastruktuur, staatstoelaas en pensioene aan die armes verskaf word. Suid-Afrika is reeds die grootste nie-bydraende welsynstaat buite Wes-Europa, met sowat 18 miljoen, oftewel nagenoeg 25% van die bevolking wat van welsynsdienste afhanklik is. Alhoewel 'n herverdelende belastingstelsel en dienste aan die armes in baie lande voorkom, is die Suid-Afrikaanse verhouding van die persentasie belastingbetalers tot die ontvangers van welsynsdienste uniek in die wêreld. Bykans 90% van alle inkomstebelasting word deur net 10% van die totale bevolking betaal. Die welsynstelsel verlig net die armoede aan die onderpunt van die ekonomiese leer en is nie genoeg om die ANC se ambisieuse doelwit van gelyke uitkomste volgens bevolkingsaandeel te bereik nie. Daarom span die party sy staatsmag in om 'n reeks maatreëls af te dwing om sy doel van gelyke uitkomste te bereik. Hierdie maatreëls is onder meer rasseteikens in die werkplek, maar net in die posvlakke waar swart mense onderverteenwoordig is. Breedgebaseerde swart ekonomiese bemagtiging, ook bekend as BGSEB, met uitgebreide handveste en teikens vir eienaarskap, bestuur, aankope, opleiding en samestelling van die werksmag. En talle programme om herverdeling te bevorder, soos onteiening sonder vergoeding, gratis hoër onderwys, die beplande nasionale gesondheidsversekeringsstelsel, die NGV, transformasie van instellings, die gebruike van die staat, openbare ondernemings en maatskappye se aankoopbeleid om bemagtigde maatskappye te bevoordeel, die toekenning van mynbou en besigheidslisensies en talle ander wetlike en ekonomiese maatreëls. Hierdie omvattende stelsel van herverdeling kan as 'n driehoek voorgestel word, met die welsynstelsel vir die armes as die breë basis, 'n rasgebaseerde arbeidsbeleid in die middel en swart ekonomiese bemagtiging vir die boonste deel. Die punt is dat die demografie uiteindelik nie net die demokrasie bepaal nie, maar die ekonomie en grondverdeling ook sal probeer skik volgens die getalle samestelling. Punt nommer 4. Die land neem die vorm van die bevolking aan. Dit voel vandag byna onwerklik
dat Suid-Afrika vir dekades lank as deel van die Weste gesien en selfs gedurende die Koue Oorlog so op wêreldkaarte aangedui is. Maar na 1994 het die land simbolies en prakties van 'n verwesterse Afrikanerstaat met swart gebiede weer 'n Afrika-staat geword, met wit dorpsgebiede. Baie wit mense het 1994 as die einde van die lang pad van grondwetlike ontwikkeling en politieke verandering gesien, terwyl swart mense na soveel jare van wit beheer dit as die beginpunt van grootskaalse verandering gesien het. Voor 1994 was wit westerlinge in die grootste dele van die land die besluitnemende groep, wat westerse modernisering as vanselfsprekend aanvaar het en so die land volgens westerse sienings, waardes en standaarde ingerig het. Stede en dorpe is volgens westerse patrone ontwikkel en die staatsadministrasie, wetgewing, infrastruktuur, politieke en ekonomiese stelsels, taal en kultuur en die arbeidsmark het westerse waardes weerspieël. Afrika voorkeure en waardes moes in die tradisionele swart gebiede uitgeoefen word. Maar Suid-Afrika is 'n Afrika-staat waar Afrikane in die meerderheid is en die demografie bepaal die demokrasie. In 1994 het die land dus amptelik geword wat dit lank reeds was, 'n Afrika-staat wat die meerderheid se waardes weerspieël en volgens hulle sienings ingerig word. Die land en die liberale westerse grondwet, asook die politieke, ekonomiese en ander stelsels het in die praktyk mettertyd begin verander en die nuwe werklikhede begin weerspieël. Die beginsel van verteenwoordigendheid het die werktuig geword wat die land en instellings die vorm van die bevolking laat aanneem en rasseformules die metodes waarmee dit bewerkstellig word. Bevolkingsgedrewe Afrikanisering saam met die ANC se histories linkse ideologie en beleid het die land op elke gebied grondliggend omskep of getransformeer volgens die staatsideologie. Hierdie beleidsrigtings het elke lewensterrein geraak, vanaf die politiek, ekonomie, omgewing en infrastruktuur tot die maatskaplike, veiligheids-, burgerlike, juridiese, kulturele en fisiese milieu. Kortliks het die ANC sedert 1994 die land omskep volgens sy beeld en word die proses algaande voortgesit. Die Kameroense ekonoom Daniel Etunga Mangwel het gesê dat kultuur die moeder is en instellings die kinders. Toegepas op Suid-Afrika beteken dit dat die selfvertroue wat politieke vryheid aan swart mense gee, daartoe lei dat hulle ook op kulturele gebied hulle self laat geld. Dit word gedoen deur hul hervorming van die land se instellings om voort te vloei uit hul kultuur. In die praktyk word die land soos sy kulturele demografie en ontstaande verband tussen bevolkingssamenstelling en die aard van 'n bepaalde samelewing. As migrasie van swart mense daartoe lei dat hulle in 'n bepaalde dorp byvoorbeeld 92% van die inwoners uitmaak, gaan die dorp en sy instellings die aard van die meerderheid aanneem. In reaksie hierop sal minderhede waarskynlik self mettertyd verder migreer na gebiede waar hulle 'n groter deel van die bevolking vorm. Mense voel meer tuis tussen mense van hulle eie kultuur en die instellings wat daaruit voortspruit. As westerse minderhede voortdurend daarop aandring dat die meerderheid westerse modelle van dorpsbeplanning, infrastruktuur, grondbesit, dorpsbestuur, dienste, polisieering, onderwys, argitektuur, bejaardesorg en ekonomiese stelsels voortgesit moet word, kan dit beskou word as meerderwaardig, rassisties en 'n poging om wit oorheersing voort te sit. Dit gaan baie wit mense laat voel asof die tuislande nie deel van Suid-Afrika geword het nie, maar dat Suid-Afrika nou deel van die tuislande geword het. Die meerderheid swart mense gaan waarskynlik voel dat dit niks minder as reg is dat hulle getalle en kultuur nou neerslag in die samelewing se samestelling en sy instellings vind nie. 'n Land is mos 'n weerspieëling van sy bevolking. Wit mense in die algemeen en Afrikaners in die besonder
is 'n verspreide, oorpresterende, herkenbare, voorheen bevoordeelde en soms ongewilde minderheidsgroep. Daarom kan hulle nie net staatmaak op die ewige verdraagsaamheid van die meerderheid nie, en is 'n risikobestuurstrategie die enigste volhoubare en verantwoordelike antwoord. Die beginpunt van 'n demografiese uitdaging moet 'n demografiese strategie wees. Hoe hoër die konsentrasie van Afrikaners in 'n dorp, voorstad of streek, hoe meer gaan hierdie gebiede 'n weerspieëling wees van Afrikaners se kultuur en siening van veiligheid, stadsbeplanning, dienste, dorpsbestuur en ekonomiese lewe. 'n Konsentrasiestrategie waar volgens sekere dorpe, streke en voorstede as demografiese magnete ontwikkel word, kan gemeenskappe in staat stel om volhoubaar vry, veilig en voorspoedig voort te bestaan. Die doel hiervan is nie om Afrikaners te isoleer nie. Inteendeel, die strategie sal dit vir hulle moontlik maak om blywend in Suid-Afrika te bly en 'n bydrae tot die welstand van die land en al sy mense te maak. Punt nommer 5. Bevolkingsverskille kan tot oorheersing lei. Volgens Welsh ontaard 'n gewone meerderheidsregering maklik en gereeld in 'n tirannie van die meerderheid. Dit gebeur wanneer die demografiese meerderhede hulle mag misbruik om minderhede inspraak in sake wat hulle grondliggende belange raak te ontsê. Hy waarsku dat die gehalte van demokrasie daaronder lê as meerderhede minderhede stoomroller, omdat die behoud van formele, grondwetlike demokrasie nie noodwendig die ontstaan van 'n eenparty dominante stelsel verhoed nie. In die praktyk het die ANC al lankal die wese van die 1994 ooreenkoms, waar volgens meerderheidsregering vir minderheidsbeskerming vereis is, verbreek. Die sogenaamde wonderwerkskikking van 1994 het 'n gewone meerderheidsregering ontwikkel wat dreig om 'n meerderheidsoorheersing te ontaard. Die feite wys dat demokrasie sonder kulturele vryheid in die praktyk net vryheid vir die demografiese meerderheid beteken, omdat elke deel van minderhede se lewe deur die meerderheid oorheers word. Demokrasie gaan immers oor die vryheid van almal en nie oor regte vir die meerderheid nie. Natuurlik het meerderhede regte, maar minderhede het ook. Die uitdaging van verdeelde samelewings is dat die politieke spanning van politieke mededinging maklik tot rassespanning kan lei. Dit gebeur veral in samelewings waar daar baie aangrensende verdelingslyne is, soos ras, politiek, welvaart en geskiedenis. Dit verdiep die verdelingslyne, veral as politici van die meerderheidsparty ras gebruik om 'n meerderheid by die stembus te verseker. Die ANC se siening van die grondwet is dat dit die radikale sosio-ekonomiese transformasie van die samelewing deur staatsmag vereis om gelyke uitkomste te verseker. Hierdie siening word gedeel deur die wetgewende, uitvoerende en regterlike gesag, soos vervat in uitsprake van die konstitusionele hof. Dit het tot die herskepping van die samelewing volgens rassewetgewing gelei. Hierdeur is wit mense in die praktyk tot tweederangse burgers afgradeer, wat nie op gelyke burgerskap kan aanspraak maak nie. Selfs die invloedryke tydskrif The Economist het al opgemerk dat dit, in ons haal aan, meer aanvaarbaar word vir swart Suid-Afrikaners om wit mense openlik as 'n rassegroep te minag en te beledig. Die beskuldiging dat wit mense die sondebok is vir dit wat verkeerd loop, is 'n kommerwekkende voorteken van rassespanning. Die toenmalige Weskaapse premier Helen Zille het tydens die 60ste Liberal International Kongres in Mexiko-stad in 2015 gewaarsku. Wit mense, het sy gesê, voldoen aan al die vereistes om die sondebok vir die hedendaagse Suid-Afrika se probleme en beleidsmislukkings te word. Net soos wat die Britte 35 jaar sedert onafhanklikheid steeds die sondebok vir populistiese rasse-nasionalisme in Zimbabwe is. Nietemin is die goeie nuus dat hoewel die politieke rasseverhoudinge verswak het, persoonlike verhoudinge oor die algemeen nog goed is.
Demografiese werklikhede is die beginpunt van toekomsbeplanning. Daarom moet dit die basis vorm van enige strategie vir die toekoms wat Afrikaners wil volg.